Nicodemus het net nuuskierigheid en hy besluit om in die nag na die Here te gaan. Glo my, want daar was ander Fariseërs wat besluit het, nou hy, die man is besig met valse leringe. En Nicodemus gaan in die nag om met hom te kommunikeer en hom te vra, vertel my 'n bietjie meer. En die Here vertel hom meer en hy vra en die Here het nodig om met hom dieper uit te gaan. Want die Here kan nie openbaringen gee vir enigiemand. Ons almal kan bekeer wees. Maar het hang af van die level van jou verhouding met God. Wat jy kan ontvang. Want almal kan nie dit ontvang nie. Vir baie raak het te veel. Vir baie raak kerk te lang. Vir baie raak kerk vervelig. Want ons verstaan nie dat die woord van die Here praat met ons en naarmate ons groei, raak die woord interessant. En soos die woord interessant word, gaan lees ek meer en meer by die huis. En ek is minder en minder by die stukke van die TV, wat mense nie meer weet wat eintlik kom of gaan op die TV nie. En ek is meer in die woord van die Here, meer van Jesus, minder van die wêreld. En Jesus het 'n gesprek met 'n vrou, wat baie nog sal sê, is 'n sondaarvrou. Maar hierdie vrou het diepte gehad in Johannes 4. Hierdie vrou kon 'n gesprek voer met die leermeester van alle tye. Ten spyte van die feit dat sy 5 mans gehad het, getrouwde mans gehad het, baie sal sê, sy was so slim, dit was ook 'n ongetrouwde mans, maar die Engelse vertaling spraak van husbands, van ons Afrikaanse vertaling spraak net van mans. So ons is hier om te oordeel in die vrou nie, maar wat ons wel kan sê, dat die 6de een wat sy gehad het, was definitief haar man nie, want Jesus sê self so, sy was nie getrouwd met hom. En Jesus as man nummer 7 het 'n gesprek met haar, en hy praat saam met hierdie vrou oor die koninkryk van God. En hy praat van waters en lewende waters, en hy is besig om met dat te praat oor die koninkryk van God. Hy is besig met dat te praat oor Romeine hoofstuk 14, die gedeelte waar Paulus skryf, wat die koninkryk van God is en wat dit nie is nie. Die koninkryk van God is nie entertainment. Ons is in die kerk om mense te entertain. Ons is in die kerk om goed te wil perform. Ons is in die kerk waar ons die woord van die Here oordra om mense die waarheid te verkondig, sodat die woord van God kan wees skerper as enige tweesnydende swaarde wat kan gaan deur murg en been, sodat die siel gered kan word. Dit is hoekom ons daar is. So die koninkryk van God, boodskap in Romeine 14 wat Paulus van praat het, wat die Here met hierdie vrou deel. En terwyl die Here met haar deel, jy kan gaan lees daar ook self, Johannes 4, 23, 26, hierdie vrou het gepraat van die Messias wat gaan kom. Sy sê vir die Here, ek weet dat die Messias moet kom. So sy sê onkundig, as 'n vrou wat weet waaroor het gaan, dis 'n vrou wat diepte verstaan. En wat sy diepte verstaan, as die Here bereid om daar 'n bietjie oop te maak. Party sê, ja, ons moet gaan na die diep waters. Ons kan nie net enkel hoogte wees nie, ons moet gaan, dat ons ten minste die diep waters is, dat 'n bietjie boontoe kan kom. Maar verstaan nie, hy skrif baie kere nie. Want jy kan sê, jy beweeg in diep waters, maar jou verhouding met God, hoe jy optree bepaal, of jy enkel hoogte is, en of jy nog is net om voetjies nat te maak. En daarom kon die Here nie met almal alles praat. Sy disippels vra, Here, hoekom praat jy met die mense in gelykenisse? Maar met ons praat nie anders, omdat hulle die diepte begin verstaan. En maar was Simon Petrus wat gesê het, die Here vra, hoe sê julle wie is dit? Toe sê hy is die seun van God, die lewende God. En die Here sê van vlees en bloed het ek nie aan jou bekend gemaak. So dis nie 'n menslike saak, die woord van die Here nie. It's a spiritual thing. Want as jy menslik dink en menslik redeneer, gaan jy ontvang menslike goed. Die woord van die Here maak dit duidelik dat die Here sê vir Simon Petrus, hoekom verstaan jy, hoekom het hy diepte? Dit waarom die Here vir hom sê, op dit gaan ek my kerk bou. Nie op jou Petrus as mens nie. As jy die diepte verstaan nie, hy dink dat die Here het nou sy kerk gebou op Petrus. Onmoontlik. Dit waarom godsdienste daar buitekant is, wat nie is volgens die woord van die Here wil hê, dit moet wees nie. Geen kerk kan op 'n mens gebou word nie, maar op grond van sy belydenis, op grond van die wat hy glo, en almal wat glo dit wat Petrus bely het, dat Jesus die seun van God is, en dat hy God self is, en dat hy die Messias is wat sou kom, almal hulle,
diepte waarvan die woord van die Here praat. Dis waar ons van praat van, ons gaan na diep waters toe, want ons kan nie bly by melk nie. Ons moet beweeg na vaste spyse toe, want 'n babatjie wat nie groei nie en nie groter word nie, dis 'n probleem. En die dokter sal moet 'n ondersoek doen, as die babatjie na 20 jaar nog steeds melk moet drink, en die staat is om vleis te eet, en vaste kosse in te neem nie. Dis 'n probleemkind. Die natuur leer vir ons 'n baba beweeg van melk af, van borsvoeding af, beweeg 'n baba na om vaste kosse in te neem. Sodat dit 'n baba is wat volgroeid word en later 'n teenager word, later 'n volwassene word. Dis waarom Paulus sê, baie moes al leermeesters gewees het. Ons boos met ons 10 jaar van bekering, 20 jaar van bekering, 7 jaar van Bybelskool, 3 jaar van Bybelskool, meestersgraad, maar ons sit nog steeds op melk. Geen vaste spyse. Dit waarom die kerk afgewater word. Dit waarom ons dink die kerk gaan oor entertainment, die kerk gaan oor koordans. Wie kan die beste koordans? Wie kan watter stem nou invent in die huis van die Here? En ons koordans, maar ons moer en remoer nog steeds. Dit waarom die Here gekom het, sodat hy ons kan losmaak uit die wette uit. Want is die wette wat daar geplaas was vir Israel. Dat was nie altyd so nie, sê die Bybel. Maar in 'n bestek van, die Bybel sê in 'n bestek van tyd, sê die woord van die Here vir ons, the law introduced, Galatians 3, the law introduced 430 years later, does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. The law was necessary. Van Israel het 'n volk geraak wat daar koppe geword het. Hulle het God te gewoond geraak. Ons weet wat gebeur wanneer mense jou te gewoond raak. Dit waarom die wyse man ook sê, jy moet nie te veel iemand se deurdruppel oortrap nie. Hulle raak jou te gewoond. Jy was nog broer Jan gewees, maar skielik is jy sommer maar net Janaman, hoe sê jy nou? Jy was nog ouderling gewees op 'n tyd, maar skielik is jy nie meer nie, en dan word met jou gepraat sommer net so. Ons raak mekaar sleg gewoond. Ons sien nie meer die anointing wat daar is op God se kinders nie, en ons skeer almal onder dieselfde kam, en dis wat met Israel gebeur het. Israel het God te gewoond geraak. Daarom van die begin af, toe Israel uit Egypte land uitgaan, toe gaan het nog redelijk alright, want God sê die Bybel het van 'n volk op hierdie aarde afgesonder, uitgesonder, want die Here het gesien, self op 'n tyd toe hy hartseer was, hy het gesien dat die mens stel om te leer. En hy wil die wêreld heeltemal vernietig, maar in Noag het hy iemand gesien, wat hy weer kan probeer. En van Noag af na Sitele toe, en daar iets moois gebeur, en die Here het hulle laat aangaan en aangaan. Maar so die volk meer geword het, en God gekyk het om die volk het hy gesien het, dit is 'n volk so na my hart. Maar toe begin die moeilikheid in die woestyn, 'n klarige volk, verlang na die kospotte van Egypte land. Skielik raak die entertainment wêreld weer lekker. Maar ons word gered deur die Here, ons word verlos, dan kom ons in die kerk. En wat ons in die kerk van die Here is, raak ons God so gewoond, dat ons die vermetelheid het om teen die Here te praat, miskien nie direk soos Israel gepraat het, maar die skimpe wat ons gooi, en die klaagliedere wat ons sing, teenoor die Here, sê eintlik ons klaar teenoor die Here. Ons klaar teenoor sy kerk, ons klaar teenoor sy mense, ons klaar. En wat het die Here met Israel gedoen? Die Here het van Moses gesê, staan een kant, dat ek hierdie volk tot niet maak, en kan die Here wou eintlik deur Moses weer iets begin. En Moses sê, Here, asseblief nie, want ek glo, Moses het history geken. En Moses staan in die kerk van Israel, en sê, Here, gee hulle kans. Maar die plan van die Here het geval. En daarom het die Here nodig gehad om van Moses telke male op te roep na die berg,
En die wette het so baie geword, geweldig baie. U kan gaan kyk Levitikus 11, hoofstuk 12, 13. U gaan kyk na al die wette wat ingestel moes word, omdat hierdie 'n hardkoppige volk was. Die Bybel sê van the law introduced 430 years later. Hierdie kom wette wat gegee moes word. Dit is hoekom noem hulle dit sommer die wette van Moses. Dit is hoekom toe hulle die leermeester van alle tye wil cross-question en vir hom vertel van die wette van Moses en alles, toe sê hy eintlik, iemand groter as Moses is hier. Dit is wat Jesus bedoel as hy dit sê. Ek is groter as die wet. Moses het die wet met my ontvang, maar oor die hardkoppigheid van Israel moes daar 'n wet wees, want ek is hulle koning, en 'n koning gee wette, want dit lei die volk raak losbandig. Enige land wat die wette het nie, is 'n deurmekaar land. As daar nie wette is nie, dan is daar chaos. En as daar wette en die wette word nie enforced nie, dan is daar groter chaos. Kyk maar na elke land wat 'n wet neergesit het, wanneer die wet enforced nie, daar's chaos. Kyk maar na 'n land wat wetteloos is, daar's chaos. So die koning oor alle konings moes by hierdie volk wat hy vir hom afgesonder het, moes hy 'n wet gee. Want in daardie stadium, die heidense volke, wat hulle eie ding gedoen het ook hulle eie konings gehad, met hulle eie wette. En as enige iemand 'n wet oortree het, of jy by die heidense volke was, by die Filistyne, die Amorite en al die mense, dan moet jy boet vir jou verkeerde dade. Die volk Israel dieselfde, hulle moes boet vir hulle verkeerde dade. Mense wil heeltyd sê, maar die Here was wreed in die Ou Testament gewees en alles die, maar hulle vergeet, hy was die koning van konings en die aarde het ook hulle wette gehad by alle koninkryke. Hoekom praat die wêreld nie van die wreedheid van die Filistyne en die Amorite en die Hewitiete en al hierdie mense, wat hulle gedoen het met alle mense nie. Maar die Here se wette was nie vir Israel om hulle dood te maak nie, was om hulle te beskerm, sodat hulle die vrese van die Here kon bly wandel. Dit is hoekom die wette daar was. Was nie om hulle te destrooi nie, was om hulle nader na die Here te bring. Jesus kom wys dat hy is groter as die wet, of as mense, as hulle dit liewer so kan stel, hy kom wys dat die wet is gelyk aan Jesus, is gelyk aan God, is gelyk aan genade. So daar is nie 'n ding van dat die wet was gegee om die mens te vernietig nie. Alles was hulle hardkoppigheid en hulle wederstrewigheid. Dis wat ons sê, does not set aside the covenant previously established. Covenant menende die promise wat die Here gemaak het aan Abraham. In jou sal al die nasies geseën wees. Nie nou net meer Israel nie, maar almal wat agterna die evangelie boodskap gaan aanneem, hulle sal geseën wees. Dit is hoekom, as ons vinnig kan fast forward, om te kom by die gedeelte wat ons gesê het, Galasiërs 3:26, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Het ons laas keer ook geëindig. You are all children of God through faith. Heiden sowel as Jood. Hulle wat eers nie geglo het nie en nou kom glo. Wat glo ons? Ons glo dit wat Petrus verklaar het. Jesus is die Seun van God. Jesus is God. Ons verklaar dit. Daar is geen ander God behalwe Jesus nie. Jesus was gekruisig. Nie oor sy goeie werke en die wonderwerke wat hy gedoen het nie, want waaroor was gevra, wil julle my kruisig, het Jesus gevra. Waaroor wil julle my kruisig? En dit was baie duidelik, hulle wou hom kruisig, omdat hulle gesê het, hy is besig met blasfemie, omdat hy wat 'n mens is, homself God maak. Dis waarom hulle hom gekruisig. Dis waarom die Here sê
in hierdie wêreld sal ons ook vervolg word, want as hulle my vervolg het, omdat ek gesê het, ek is God, ek is die seun van God, sal hulle julle ook nie verskoon nie. Want dis die boodskap wat jy moet verkondig aan die ganse wêreld, dat Jesus die seun van God is, en dat die koninkryk van God het naby gekom. Dis die evangelie. Nie van God is gonna bless you. If you're going to bring the 10,000 rand today, the Lord is going to multiply and the Lord is going to bless your house and you're going to see how the Lord is going to anoint you. You cannot pray for blessings. Daar is aardse blessings. Daar is materialistische goedes. Ek sê, gewoonlik, as mense so begin preek, dan sê ek, dan gaan speel jy maar sommer lotto. Ek myself is 'n voorstander van lotto nie. As jy wil gamble, dan gaan gamble jy. Maar ons kan in die huis van die Here mense leer aangaande die koninkryk van God en wie Jesus is, en ons meng dit met 'n valse evangelie. Dit waarom Paulus vir die Galasiërs vra, who bewitched you? Wie het julle mislei? Wie het die valse evangelie dan insluit met die kerk? Dat julle nou hulle wil volg en nie meer doen dit wat ek julle geleer het nie. Want ek het vir julle gesê waaroor gaan die evangelie, sê Paulus aan die kerke in Galasiërs. Hy sê vir 'n stryd, maar hy kom agter daar's 'n paar Jode wat wil misbruik maak van die heidene se onkunde wat nou na die Here toe gekom het. As 'n mens wat onkundig is, kan hy maklik mislei word. As die man Bybel lees, kan hy maklik mislei word. So Paulus praat ook teen hulle en sê vir hulle, julle kan nie toelaat dat die mense van julle wat nog 'n klein bietjie nog goed moet byleer, dat die mense julle wil so mislei nie. Hy maak dit duidelik, hy sê vir hulle, kom ek sê sommer nou vir julle stryd, dat julle kan verstaan. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Galasiërs 3:28. Paulus maak dit straightforward vir hulle, om vir hulle te sê, kom ons begin sommer nou hierdie besigheid reg. Die Jode is nie beter as julle nie, julle is nie beter as hulle nie, julle is almal as jy by die Here uitgekom het, as julle almal een in Christus Jesus, en julle almal is kinders van God, volgens die belofte gegee aan Abraham. Sê as nou God het nie meer plan met die Jode nie, dis nie wat ons sê nie. Paulus sê, dis nie wat ek sê nie. God het nog steeds 'n plan met die Jode. Dit is waarom God se kerk, hierdie almal wat een kom word, die Jode wat die Messias aanvaar het as die Messias, en hulle wat nog steeds glo, en die heidene wat ook oorgekom het en glo dat Jesus die Messias is, dat hy God self is, Jode en heidene saamgevoeg. Ons is nou een in Christus Jesus. Daar is nie meer Jood nie, daar is nie meer heiden nie. We are all one in Christ Jesus. Dit waarom ek laas keer gesê het, eintlik het ons 'n vlag nodig terwyl ons nou nog hier is voor die wegraping, 'n vlag wat kan sê Jood en die heiden. Sodat ons kan verstaan dat die heiden is enige een. Wat 'n geloof jy ook al is, as jy nog nie oorgekom het en glo dat Jesus die seun van God is nie, dan is ons almal nog heidene. So Jesus is lief vir die hele wêreld en hy wil hê dat alle heidene moet oorkom in die geloof in Christus Jesus. Dis wat hy wil hê. So ek wat nie 'n Jood is nie, kan nie bekeer tot die Here en nou sê ek is 'n Jood. Wat kwalifiseer my? Want jy kry dit deur geboorte om 'n Jood te wees. Maar nou is dit belangrik om te weet dat wanneer ek bekeer tot die Here, dat die kruis van Jesus Christus, hy bring die Jood wat gebore is, wat die Messias aanvaar het, wat God aanvaar het as persoonlike saligmaker en verlosser. Hy bring daai Jood oor en hy bring die heiden wat bekeer het en Jesus aanvaar het 'n persoonlike saligmaker en verlosser. Hy bring hom oor en in die kruis van Jesus word ons een. Dis
waar ons sê, daar is nie Jood nie, daar is nie Heide nie, daar is nie slaaf nie, daar is nie vrye nie, maar ons almal is een in Christus Jesus. We are one. There's still Jew on this earth, maar dit is hulle wat gaan agterbly, wanneer God sy laaste plan met die wêreld moet kom uitvoer. Maar ek gaan in diepte dit ingaan vanaand nie. So Galatians 3:26, through Christ Jesus, we are all children of God, through faith. Nie deur die wet, deur geloof. Ons glo in Jesus Christus, ons glo hy is die Seun van God, ons glo hy is God self, deur geloof in hom, nie deur ons goeie werke nie. Galatians 2:15, a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Kom ons praat oor dit verder. But by faith in Jesus Christ. Dis nie die wet wat ons justify nie, maar ons geloof in die Here Jesus Christus. For in Christ Jesus, neither circumcision or uncircumcision has any value, sê Paulus vir die Galasiërs. Of jy besny is, of jy nie besny is nie. Hy sê, en as jy besny is, en jy is ook nie besny nie. Hy sê, nie een van die twee goed, het enige waarde in die God het nie. Hy sê, the only thing that counts, die enigste ding wat saak maak, sê hy vir hierdie Galasiërs, vir hierdie heidense volk, wat bekeer het tot die Here. Hy sê, die enigste ding wat saak maak, as nie besnydenis of onbesnydenis nie. Hy sê, dit wat saak maak, is geloof, expressing itself through love. It's faith expressing itself through love. Geloof wat uitgedruk is in liefde. Dis waarom toe hierdie man kom na die Here toe vir die Here vra, ook self vir die Here sê, hy vra en hy sê vir die Here. Hy sê vir die Here, Here, ek onderhou al die gebooie. Al die gebooie onderhou ek. En hy praat met die Here, wil vir jy lees, kom ek lees dit vir jy. Hy praat saam met die Here, 'n gedeelte. Maar die ryk jong man, hy het ook gepraat oor wat hy doen en al sy goeie goed, maar ek wil hardop eintlik aan die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes en die mense wat baie kere voel, maar ons het nou al te veel van die woord, ons is vol leer en alles, en dan vat ons mis en ons gaan verlore, omdat ons staan na op ons jare van bekering en alles die. Lukas 10:25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan. So gaan nou nie ryk jong man se gedeelte vat nie. Ons ken daar redelik van hom. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan om te versoek het deur sy meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy antwoord, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Vra die Here vir hom. So hy versoek die Here. Die Here sê, hoe lees jy? Maar hy wil ook nou die Here kruisfees, en hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verkrag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. En nou, daar was 'n tyd wat nou die Here gevra het, wat is die groot gebod? En as klomp wette, as ons gaan kyk die klomp wette wat daar is, as ons gaan kyk die klomp wette wat daar is, wil jy met my verloor, ons praat oor ons geloof in Jesus Christus, ons praat oor ons geloof in Jesus Christus, en dat ons gered is uit genade, en het gaan nie oor wette nie, maar het gaan oor die vrees van die Here. Dit is wat maak dat ons by die Here skuil en dat ons in die genade bly. Kom ons kyk 'n paar wette. Levitikus stel wette oor die onderskeid tussen rein en onrein diere. Daar's wette oor die reiniging van 'n vrou wanneer 'n vrou onrein was. Dat ons dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat het gedurf waag om die Here aan te raak en sy was bevrees. Hoekom was sy bang? Want sy het geweet sy was onrein gewees. So daar was wette vir sulke sake ook gewees. So ons al verstaan hoekom hierdie vrou gebewe het, want sy het iets gedoen wat sy nie moes doen nie. Maar dit gaan oor Levitikus, is onder die wet. Hoofstuk 13, wette gaan om melaatsheid van mense en diere. As jy melaats was, hoe dat jy buitekant die stad moes wees. Ons verstaan wanneer die melaatse manne by die Here kom, die Here hulle gesond maak, 10 gaan weg. 1 draai om toe hy sien hulle aan 10 raak gesond, en hy draai om die ander 9, nog steeds vasgevang in die wet. Hulle gaan, om nou te gaan na die priesters te wys, ons lyk nou beter.
En die priesters moet nou ondersoek volg wat die Bybel sê moes gebeur. Wette. Een draai om besluit, ek is nie onder die wet nie. Ek het hierdie man al gehoor en ek gaan terug na hom toe. Van groter as Moses is hier en hy gaan aanbid Jesus. Hy is nie vasgevang onder 'n wet nie. So die verhaal in die Bybel is nie net Bybelstories nie. Daarom kan jy nie sê ek glo net in die Ou Testament nie. Daarom kan jy sê ek glo net in die Nuwe Testament nie. Want albei saamgevat bring ons by Jesus. Dis nog 15 van Leviticus. Onderin mans en vroue. Wanneer 'n man onderin was, op sy bed gelê het, 'n vrou onderin was, wat moes gebeur daar? Hoofstuk 16 oor die versoendag. Hoofstuk 17, daar was dit een offerplek gewees, waar geoffer moes gewees het. Ons verstaan die verhaal, self van hierdie vrou van Samaria beter, as ons hierdie wette ook verstaan. As die Here moet daar ook praat oor, as daar gesê word, dat daar word aanbid by Jerusalem, as hy sê, die Jode sê word moet aanbid, die Here sê, daar gaan 'n tyd kom, wanneer hulle nie by Jerusalem aanbid nie, en wanneer jy dit en daai gaan doen, en die Here sê, want hulle wie God aanbid, as hulle wie God in gees en in waarheid gaan aanbid. So die gesprek van hierdie Samaritaanse vrou en Jesus, het baie meer diepte as wat dit lyk, want wanneer ons op melk is, dan bly ons by die slegte vrou wat 5 mans gehad het, en 'n 6de manne, en sy was sleg. As ons diepte verstaan, sien ons, dit gaan alles oor wette, en die Here het gekom om die wette te vervul, nie om het te verbreek nie. Leviticus 19 praat ook oor dit. Leviticus 20 straf van verskillende misdade. Praat dit daar so. Leviticus 21 praat oor die reinheid van priesters. Hoe dat priesters heilig moes wees vir die Here. As ons as pastore en apostels en profete en major prophet 1 en major prophet 7 en wat ook al in hierdie tyd moes geleef het, dan was 'n klomp van ons al doodgemaak en doodgegooi. Ons sou nie gekwalifiseer het nie. Ons sal die preekstoel gestaan het om te preek en dan sal die vuur van die Here van die hemel afgeval het, ons doodgebrand het. So het van die priesters gebeur het in die Bybel. Maar ons speel met die genade, omdat Paulus sê, ons moet nie omdat ons nie meer onder die wet is, nou wil ons met die genade van God speel nie. Sê dit van. In die Bybelboek Romeine maak dit baie duidelik, in Romeine hoofstuk 6. Paulus sê vir hierdie gedeelte, want het gaan oor al hierdie klomp wette. Hy sê die wette is nie daar gegee van wat ook al, dit was met 'n rede gegee oor 'n hardkoppige en wederstrewige volk. Maar die Here Jesus Christus het nou gekom sodat daar genade kan wees vir ons. Dieselfde genade wat hy bewys het vir die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Dieselfde genade. Dieselfde genade wat hy bewys het aan die vrou toe die mense aan gebring het. Want soms dan ons wat bekeer is, ons is so goed, te goed om waar te wees. Ons sien so neer baie kere op hulle wat nog nie by die Here is nie. Ons kry hulle uit as sleg. Ons kry hulle uit as hoere. Ons kry hulle uit as egbreeksters. Ons kry hulle uit as die slegste van die slegstes. Maar binne die kerk van die Here gaan dit erger. Maar ons speel met die genade. Ons speel met die genade. Ons dink, ek gaan na Romeine hoofstuk 6 toe. Dit waar ek wil wees. Ons speel met die genade. Paulus sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer word? Want ons is nie meer onder die wet nie. Ons is losgekoop van die vloek van die wet, sê Paulus by die Galasiërs homself. Losgekoop van die vloek van die wet. Galasiërs 3:13, Christus was losgekoop van die vloek van die wet. Want daar is beskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang. Jesus Christus het aan 'n kruishout gehang, sodat die vloek op hom kon kom. Sodat ons in die seëning van Abraham kon instap. Want in Abraham sal al die nasies geseën wees, nie net die Jode nie, maar Jood sowel as heiden. Daarom kan ons nie met die genade speel nie. Daarom kan ons nie in kerk wees en sê ons het bekeer met die Here en ons dink ons 'n goeie werke gaan ons kwalifiseer om met die Here te kom. Is goed om vir die Here te ywer. Paulus sê dit ook Galasiërs 4, hy sê, it is fine to be serious, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you.
gesê, sê Paulus, ek het dit nie gekry deur mense nie, but I received it by revelation from Jesus Christ. Paulus se hart is seer as hy met die Galasiërs kerk praat. Ek glo as hy met die Galasiërs kerk praat, dat hy eintlik met die eindtyd kerke ook nou gepraat. Hy sê, hulle wat hulle begin so geëiwerig vir die evangelie. Paulus sê, hulle kom so aanbid. Hy sê, I believe. Hy sê, ek glo, julle sou julle oë ook vir my uitgehaal het as ek dit moes gevra het. So het julle die grond aanbid waarom julle gestap het. Paulus skryf in die van Galasiërs. Hy sê, ek was soveel werk vir julle, as ek moes sê, al gooi julle oor uit van my, sou julle dit uitgegrawe het, ek van my gegee het, want ek was in julle midde vir julle gewees, asof ek Jesus Christus self is. Nou vra hy vir hulle, maar wie het julle nou die valse evangelie verkondig, dat julle nou hierdie mense wil glo? Het is goed om ywerig te wees, maar moet dat jou ywerig godsdienstigheid word nie. Kerk toe, huis toe. Kerk toe, huis toe. Sit in die kerk, ek het daarom gegaan, ek kan huis toe gaan, en ek kan een kieprijs gaan maak. Ek was Sondag in die kerk. Ek was Woensdag in die kerk. Maar ek verstaan nie waaroor het gaan nie. Church is 'n school. Is 'n plek waar ek kom om geleer te word. Ek is hier veronderstel om van buite af te kom, en nou wil ek in die kerk kom rolspring en maar ek lewe as sondige lewe buite, en nou wil ek in die kerk kom maak, asof ek 'n verhouding met God is, en ek dink God sien my nie. Dink ons miskien God is kleiner as ons? Dink ons God kan nie sien soos hy gesien het in Israel se tyd nie? Dink ons God het verander omdat daar genade is? Want ons weet dat die Bybel sê, dat ons is onder genade. Maar daar is 'n skrif wat ook sê, die loon van die sonde is die dood. Nou daai skrif word gevat, om te gaan preek vir die sonde. En wanneer die sonde te bekering kom, wat ons ook eens was, nou dink ons die skrif is klaar, want hy praat net met die sonde. Daai skrif is nie klaar nie, want het gaan oor genade en die wet. Die loon van die sonde is reeds vir ons ook om te verstaan, Romeine 6, moenie met die genade van die Here speel nie. Vers 2, ons wat die sonde afgestorf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ons was afgestorf. Ons is nie ons meer voor die kruisie. Ons was gekom by 'n plek waar ons agter die kruis is. Ons was gekom by 'n plek waar ons gesê, na die kruis kom ek, o Here. Ek kan mos die jaar aan en jaar uitkom, na die kruis kom ek, o Heer, na die kruis kom ek, o Heer, en ek bly voor die kruis, maar kom nooit by die plek, waar ek agter die kruis kom, en kan sê, Jesus before me. So dat wanneer die duivel my uitkom wil gee, kan ek net sê, duivel, do you know who is in front of me? Maar as ek nou voor die kruis bly, is ek besig om te speel met die genade. Paulus sê, moet dit nie doen nie. Hy sê, moet dit nie doen nie, is gevaarlik, want die loon van die sonde is die dood. Die duivel gaan dood maak. Dis nie Jesus Christus, dis nie weer 'n mensesaak van mense gaan met klippe doodgooi om hy gesondig het nie, omdat hulle betrap het in 'n daad wat hy moes gedoen het volgens Levitikus nie. Dis nou 'n geval van elke mens bepaal sy eie destiny as dit sonder die Here is. Maar wanneer die Here aan ons kant is en ons vrees die Here, dan weet ons toekoms is verseker in die Here. Amen. En ons weet dat die Here sê, ek weet wat die gedagtes kan gaan in jou koste. Mooie gedagtes, hoopvolle toekoms. Die wette begin klaarmaak. Hierdie klomp wette in Levitikus, wat baie van ons seker nie so gekwalifiseer het nie. En weet nie, ek myself of ek nog so geleef het vandag nie, as ek in daai tyd moes geleef het nie. Jy moet die wette gaan lees. Jy moet gaan lees. Dis hoekom Jesus moes kom. Ons sou dit nie gemaak het nie. Ons sou dit, ek glo nie, ons sou dit gemaak het nie. Party mense was te goed vir hierdie aarde. Jy nog moes gevat gewees. He was too good to be true. Daar's mense wat die Here net moes vat. Elia praat met party, hy het geëiwer vir die, hy het gedink hy sal leef, maar die Here was op bewus dat hy sal leef nie. Daar's nog 'n klomp
ander wat nog lewe in jou tyd in. Maar die Here het hom ook gevat. So daar sekere goed wat moes gebeur het, maar die Here het 'n plan met alles wat hy gedoen het. En dis hoekom, as jy alle mense wat ons met sy hartseer is, as hulle sterwe, hoekom, hulle het te vroeg gegaan, die God is 'n plan. Dis hoekom ons sê dat ons is nie bang vir die dood nie, ons moet eintlik vir die Here, sodat ons almal mag weet en verstaan, it's not about the law anymore, it's about grace. Paulus wat gesê ons is losgekom van die vloek van die wet, Galasiërs 3, vers 13 tot 14, losgekom van die vloek van die wet. Kom ons gaan kyk hoe vinnig die laaste gedeelte wat ek wil voorhou. Ek sê sommer die wet in Leviticus verses Galatians 5:14. 5:14. Kom ons sê aan die vers 13. Paulus bring ons weer dit wat hy in die Romeine ook gesê het. Hy sê, you my brothers and sisters were called to be free. Dis vir die heidense volke ook self, dat hy praat met hulle. But do not use your freedom to indulge the flesh. Moenie jou vryheid gebruik nie, om die begeertes van die vlees toe te gee nie. Rather serve one another humbly in love, for the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. Dit is hoekom hierdie wetgeleerde van die Here kom, hierdie kom goed te kom sê daar, so hy sê vir die Here, vra vir die Here, wat is die gebooie eintlik wat ons moet onderhou, watter wette moet ons vervul en alles, en terwyl die Here sê hom, sê bly van my. En die Here weet nie wat bly van. Hy sal die Here bly van, maar sê jy, en hy gee vir die Here die wette, maar op 'n tyd terug, jy kan ook die Here om te weer vra, wat is die grootste gebod? En die Here sê vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, julle sê, julle verstand, al jou krag, en jou naaste, die tweede en jou naaste vir jouself, en die Here sê, hierdie twee sal uit aan mekaar. Hier kom hy nou die Here weer uitvang, en hy herhaal sommer weer gou al die goedes. En toe sê die Here, okay, kom ek vat jou goed dieper water toe. En die Here sê, kom ek vertel vir jou verhaal van die Samaritaanse man. So ek gaan bly met die koortjie, die barmhartige Samaritaan, ek verstaan nie miskien, waar die een wat die koortjie oorspronklik geskryf het vandaan kom nie, want ek dink dit gaan net om iemand gesond te maak, en reg te kry en alles nie. Maar die barmhartige Samaritaan wat kom, die Here sê hom, die Here die verhaal, van klaar vertel, toe sê die Here vir hom, so wat moet jy nou doen? Doen jy nou net so, want jy het gevra, wees my naaste. So gaan en doen jy wat die Samaritaan gedoen het. Dis jou naaste. Here vat hom na die dieptes toe. Dis hoekom op 'n tyd gevra, waar kry Jesus al hierdie geleerdheid vanaf? Hy is maar net 'n timmerman. Party van ons bly met die gedeelte om te sê, hy is die timmerman se seun. Maar as ons gaan lees, dan sê hy is die timmerman se seun, maar daar's plekke wat hulle sê, hy is net 'n timmerman. Want hy was 'n timmerman. Want hy moes vir sy ma en vir sy kleiner broertjies en susters, moes hy daar seker geldjies inbring by die huis. Hy kon nie heeltyd dit gaan en die evangelie verkondig nie. Maar hy het seker gemaak dat hulle lekker op 'n plek sit. Dis hoekom hy, so ek sê, maar dis een rede, daar's groter rede ook vir dit, want hy moes in season beweeg. Maar hy moes ook sy verpligtinge eers nakom. Sien, mami is nie gesond. En dis hoekom Paulus hulle kan skryf oor iemand wat vir sy huisgesin kan sorg en slegter as 'n ongelowige. Al die skrifte kom by mekaar. Ons wil oor daai praat nie. Die woord van die Here sê, Galasiërs 5:14. Die Here, as daar so baie wette is, en ek vra hierdie wetsgeleerde. As daar so baie wette is wat ons moet onderhou, U het nou gekom, en die mense harte agter U aan. En mense is besig om te sê, Hosanna, hy wat kom in die naam van die Here. Here, wat sê U van al hierdie klomp wette? Here, wat sê U, Here, hoe moet ons hierdie wette gehoorsaam wees? Die woord van die Here maak dit baie duidelik. Dit so 'n bietjie verstaan, ek sê dit gebeur met die onder my arm. Die woord van die Here maak dit baie duidelik vir ons, dat met al hierdie klomp wette sê die Here vir aanhou, dat ek het gekom om die wette te vervul. Maar hulle wil nie glo nie.
Hulle het aan mekaar het hulle dit gekom met die een ding op die ander ding. Skrifgeleerde op een skrifgeleerde. Elke crossmeester op elke crossmeester. En elke keer wil die Here vir hulle dieselfde ding sê. En dus kom hy later en sê, hoe is dit dat julle nie my stem ken nie? Hoe is dit dat julle nie verstaan wat ek sê nie? Ek het nie gekom Israel om julle wette te verbreek nie. 'n Vrou kom na die Here toe. Kom ons kyk na hierdie verhaal ook, hierdie vrou. Die vrou kom om te praat van haar kind wat gejaagd siek is en dit wat gebeur en die duiwels en al die goeders. En die Here sê vir hierdie vrou, ek kan nie die brood van die kindertjies gee, dit sommer net nie. Die brood van die kinders vat en dit weggee nie. Hierdie vrou verstaan dit. Hierdie vrou antwoord en sê, Here, maar die hondjies eet van die krummels wat van die tafels van hulle baas afval. Dat iemand wat net lees, wat nie verstaan die wet en genade nie, sal nie besef dis genade wat inskop daar nie. En die Here sê, o vrou, groot is jou geloof. Gaan jou kind is net gesond. Wat beteken die verhaal? Die brood is vir Israel. Maar die krummels is vir die heiden. Ons van die krummels van die saligheid sê die Here vir hierdie vrou van Samaria. Die Here sê, die saligheid is net die Jode. Hierdie vrou sê, die ander vrou sê, Here, maar die hondjies eet van die krummels wat van die tafels van hulle baas afval. Die brood kan nie gee vir die Jode nie gekom, sodat nie hulle bewus kan maak van die sonde toestand, dat hulle ver weggedwaal het. Nie het hulle gekom om hulle bewus te maak, nie is die Messias, nie is die een wat sal kom, wat Petrus sê, nie is die seun van God. Nie het gekom om dit te doen, maar Here, ek sal die krummeltjies vat. Ek kan die brood hou vir die Jode, die krummels is goed genoeg. Groot is jou geloof, vrou. Jou kind is oké, jou kind is gezond. Verstaan word die skrif. Wanneer daar gepraat word oor genade. Genade die net gekom toe die Here eers aan die kruis hang. Nou gaan iemand preek en sê, na die kruis, toe daar eers genade. Dis alleen. Toe Jesus op die toneel verskyn, toe skop genade in. Gaan vra die vrou, wat amper met klippe dood gegooi was. Gaan vra die vrou, wat sy bloedvloeiing nie ophou gehou het nie. Gaan vra die vrou, wat gekom het en gesê, Here, my kindjie is erg siek, en my kindjie is deur mekaar, wat gesê, Here, die hondjies eet van die krummels wat in die tafel van hulle baas afval. Gaan vra vir hulle. Genade het ingeskop toe Jesus op die toneel verskyn. Dis hoekom Paulus sê, a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Dis hoekom die Here vir hulle gesê het, dit gaan nie nog meer oor hy kan wette nie. Jy het nodig om die Here te vrees, want as jy God vrees, sal jy weet wat is reg om te doen. Dis hoekom die Here sê, die hele wet, Galatians 5:14, love your neighbor as yourself. Die hele wet is daarin vastgevat. Want as jy God lief het, en ek jou nou naaste lief, gaan jy nie die snaakse goed doen nie. Kom nou maak 'n simpel voorbeeld. As jou naaste lief het, gaan jou naaste dood maak nie. As jou naaste lief het, gaan jou naaste ryp nie. As jou naaste lief het, gaan jy nie steel van jou naaste nie. As jou naaste lief het, gaan jou naaste beskinder nie. As jy God lief het, gaan jy die Here dien met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag. Daai is maar 'n paar dinge wat ek nou genoem het. Dis wat die Here sê, alles word vervat in hierdie twee gebooie. Wees lief vir die Here en wees lief vir jou naaste. Maar as ons onder die wet moes geleef het, sou ons nie al die wette so goed kon gedoen het nie. Die vrou wat aan bloedvloeiing ly, sou nie met die Here kon uitgekom het en gesond geword het nie, want sy durf nie waag aan die Here nie. Onreine mans en onreine vroue, as jy 'n begrafnis gehad het en jy iemand gaan begrawe, dan durf jy nie in die tempel te gekom het nie. Wat soek jy daar binnekant, want jy is onrein, het aan 'n dooie gevat. Jesus kom, en hulle kom stap net die stad uit. En die Bybel sê dat 'n dooie gedra, en Jesus kom stap die stad in. En wat doen hy? Hy raak aan die draagbaar. Onreinheid. Geen wonderlik om kruisig nie. Hy verbreek die wette, maar hy raak waar 'n gestorwene in is.
En toe hy kraai en die dooie opwek, toe gaan Jesus aan asof niks gebeur nie. Hoekom was jou disciples julle hande nie? Wette. Hulle eet met ongewaste hande, want dit was wette. Jesus praat met hulle oor hoekom die disciples eet met ongewaste hande. Hoekom eet hulle van die graan op die Sabbatdag? Hulle eet hier in die landery. Hulle kan mos nie dit doen nie. Wette. Here sê iemand groter as die Sabbatdag is hier. Wette. Ons sou dit nie gemaak het baie van ons nie. Daarom moes hy kom, sodat hy ons kon loskom van die vloek van die wet. En hy vir ons sê, daar is een gebod. Jy die Here jou God lief met jou hele hart, siel en verstand en al jou krag. En die tweede gebod, wees lief vir jou naaste. Because a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. My finale afsluiting. Vanavond, ek het nodig om die in te sit. Ek het hierdie gedeelte geskryf om te sê, we live from faith under the promise by grace. We live from faith under the promise by grace. Want is geloof in die Here Jesus Christus wat ons staande hou. En is die belofte wat hy vir ons kom gee wat maak dat ons nie afvallig wil word nie. En is die genade van die Here wat maak dat aanstrenkel ons soms dat ons opstaan, belydenis doen en aangaan, want sonder belydenis is daar ook nie vergifnis nie. Baie wil nie belydenis doen nie. En solank jy die belydenis doen nie, is daar nie vergifnis nie. Dit gaan my nie toelaat om oor belydenis te praat nie, want ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Galatians 5:18. Ons gaan volstaan met dit. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ek glo hy vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, was die Gees van God gelei. Ek glo hy vrou wat uitgeroep het, hy Kananeese vrou oor haar kind se toestand, sy was die Gees van God gelei. Ek glo dat Petrus, as die woord van die Here sê, was die Gees gelei toe hy sê dat Jesus is die Seun van God. Nou sê die woord van die Here in Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Hulle wat deur die Gees van die Here gelei word, hulle is nie meer onder die wet nie. Proe nie, smaak nie, doen nie dit nie, doen nie dat nie. Mense wat onder die wet lê is mense wat jy aanhoudend moet sê, my broer, jy moet nie rook nie man. My suster, jy moet nie drink nie man. My broer, los hy ander man se vrou uit. My suster, jy kan nie by tegense seks het nie. Dis hulle wat op daai goed doen, vir wie die law nog is. Want hulle het nog nie regtig gekom aan die kruis nie, want hulle speel met die genade. Galatians 5:18 sê, those led by the Spirit are not under the law. Wat is die fruit of the Spirit? Vers 22, Galatians 5. But the fruit of the Spirit, nie die vrugte van die Gees nie, not the fruits, die vrug van die Gees. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, miskien die Afrikaanse ons is Afrikaanse volk. Ons is Afrikaanse volk. Amen? Kom ek lees die Afrikaanse ene. Galasians 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. As hierdie ontbreek, then you are still walking in the flesh. En jy is veronderstel om die by ons te hê en het uit te straal ook aan ons naaste. As ek die liefde kan uitstraal,
As ek die blydskap kan uitstraal, want die Romeine 14:17 praat van die koninkryk van God, wat het is. Blydskap, vrede, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar nou sê die Bybel vir ons, wat is die werke van die vlees? Luister mooi. Nie die vrug van die vlees nie. Not the fruit of the flesh. Because the flesh doesn't have fruit. Only the spirit bear fruit. Fruit of the spirit. Die vlees het werke. Die werke van die vlees. Van iemand werk om die verkeerd te doen. The acts of the flesh. Sê Paulus by die Galatiërs, Galatians 5:19. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, mockery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of race, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Ek het vir myself die nota gemaak om te sê, there is a law for this, for the people not living under the promise. And the wages of sin is death. Jy kan bekeer wees, maar as jy die werke van die vlees nog doen, dan is dit die genade waarmee jy speel, volgens Romeine 6. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Ek wil los wees, moet nie van my sê nie. Ek dien die Here al jare so. Ek kom al 20 jaar so aan. Maar hier in hierdie selfde Bybel praat van konings wat vir 20, 30, 40 jaar verkeerd gedoen het. En God het hulle laat lewe. Maar hulle het gesterwe. En my Bybel sê, baie van hulle wat konings van Israel was in die grafte begrawe van die konings soos koning Dawid nie. Hulle in ander grafte was hulle begrawe, maar hulle was nie ver om by hy koning se grafte begrawe te wees nie. So iemand kan jare by die Here is, dan is die jare besig met 'n verkeerde evangelie. Jy kan jare die woord bedien, dan is die jare besig om die volk van die Here te mislei. Jy kan jare in die huis van die Here is, dan dien jy die Here jare verkeerd. En skielik sien jy nou eers die lig na jare van bekering. So is die jare van bekering wat het maak nie. Sien ek die lig, en wat die jaar sien ek dit? Want die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel. Baie is jare bekeer. Hulle leef nie meer onder die wet nie, hulle is nie veronderstel om daar te leef nie, want hulle by die Here, maar hulle pleeg nog steeds oorspel. Hulle oreer nog steeds. Hulle lewe nog steeds in onreinheid. Hulle lewe nog steeds in ongebondenheid. Moenie vir my sê nie, moenie vir my so sê wat ek moet doen nie. Ek wil nie reëls hê vir my nie. Ek is los, ek is vry. Die woord van die Here sê, die Here het ons vry gemaak. Ek is vry. Jesus maak my vry. Ek lewe op melk, ek verstaan nie die skrif nie. Daai vryheid beteken, ek is losgekoop van die vloek van die wet, nie losgekoop van vryheid. Niemand mag van my sê, ek moet so maak en ek moet nie so maak nie. Die kerk kan vir jou sê, want die kerk moet vir jou orde leer en moet vir jou reëls gee, anders is jy ongebonde. Afgoderry, vir afgod mense, meer liefhebbers van mense as van God. Towerry, witchcraft, dit was die gedeelte wat woord was voor die vir die Afrikaanse mense, die Engelse woord, witchcraft. Gaan eendag praat oor die Jezebel gees, witchcraft, in die kerk van die Here. Mense wat dink hulle dien die Here, maar hulle is besig met witchcraft, vyandskap, binne God se huis. Ek kan nie my eie broer en suster verdra nie, ek is skatterig, ek is vyandig gesind. Ek maak met my broer en suster sommer voel, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie. Katterigheid, vyandskap, tweedrag, wat gesaai word, toos. Jaloers en die Here is besig om my een broer en suster op te tel. Maar die broer sit in die binnekamer. Die suster sit in die binnekamer. En nou is die Here besig om my een iewers heen te vat. Nou is ek jaloers, ek is afgunstig. Maar ek kyk dit vir duisend maal likes en hy goed, maar ek sien dieselfde salwe wat my suster het. It cannot be the same.
sommer maar net so, ek het met die Here uitgekom, so die Here deel sommer maar net uit. Dis hoekom wat jy vat 'n skrifgie, en dan preek hulle oor dit, en dan preek hulle nog verkeerd en deur mekaar ook. Baie is so in die werke van die vlees, dat hulle sal van Paulus uitgejou het, of kom die apostels uitgejou het, wat baie keer te langdradige betuig gewees het. Kom verhaal in die Bybel. Alles moet systematisch gaan. The introduction, a body, en a slot. Dit waarom baie van ons van koers af ook gevang kan word. As iemand met die bank kyk eendag sê, Pastor, I just have a question. Nee, sit. Hy is van die Here storie, Pastor, but I just have a question. It's on the word of God. I need to entertain the question. As long as it's in the word, en ek kan antwoord vir die persoon op grond van die woord wat hy vraag, dan wil ek met die orde wees nie. Dus die apostel het nie speletjies gespeel nie. As hulle gekom het om te teach, en het agterkom, mense is besig om verloren te gaan. Mense is besig, die kerk is besig om 'n rigting te gaan, waar die kerk nie moet gaan nie. Het hulle tyd gemaak. Dus kom die een apostel, die woord ingeskerp het en gepraat het, maar die tyd was min gewees. Die Bybel sê hulle was besig van vroeg af tot laat, en toe val die een jongman van bo af, borsdood op die grond. Maar gelukkig daar was 'n anointing en die apostels kon afgaan, en die een weer wakker maak. Daarom kan ons nie sê, as ons in die kerk van die Here is, kan ons nie so baie tyd spandeer met die wêreldse God, maar nie met die dinge van die Here nie. En dat is diegene wie baie tyd met die Here spandeer. Maar die Here wil gebruik, maar hulle moet veg teen jaloesie, hulle moet veg teen die vyandskap wat daar is. Dan is daar nog die toornigheid van die werke van die vlees. Mense raak gou toornig. Hy gaan opstaan laat. Die woordeboek gee sy baie verduidelikings die oor toornig, met die mense wat hulle sommer opvleet is. Kyk die morsies aan met my nie. Ja, maar jy nou met die Here, my suster, moet jy nou anders wees nie. Ja, ek met die Here, maar moet nie met my speel en kyk hierdie bekeer waar ek nou uit. Moet nie vir my van die Here vertel. Dit bekeerde mense wat so praat, ons praat nie van die sondaar nie. Want ons wil preek vir die sondaar, dat die Here verander jou lewe. En jy hoef nie meer aan wette te leef nie. Die genade van die Here is jou genoeg. As jy by die kruis uitgekom het, kom proe en smaak hoe goed het is om by die Here te stel. Die Here maak jou vry en die Here gaan jou help en die een bekeer. En diezelfde een wat bekeer, en tyd later sien die een, dit was nou nie die broer wat vir my bepreek het, wat vir my gepreek het, want nou daar stap met 'n ander man se vrou nie. En nou nie die broer wat vir my gepreek het, want nou so besoop aan die straat stap nie. En nou nie die suster wat vir my gepreek het, want nou so die ander suster beskinder nie. Hy het nie die suster wat so is, en kyk hoe gaan sy aan hierdie haarsalon, en sy stoornig is het al vrede sê, moet nie van my van die bekering vertel nie. Ons steek die Here in die skande. Ons vrees die God en die vrees van die Here, en waar ons die werke van die vlees kruise, dit is waar ons God vrees. Want ons is gestel op, ons wil die Here in die skande steek. Ons is so gestel op, ons wil die pastoor please. We are people pleasers. Ons wil ons 'n kerk please, maar ons vrees nie die Here nie. Dis hoekom Paulus van sê, Galasiërs 4:12, hy sê, it is fine to be serious, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you. Party mense net bekeer, aan in die kerk is. Party mense net bekeer, aan ons in die huis is. Party mense net bekeer, aan die pastoor by hulle is. Party mense net bekeer, aan die gelowige by mekaar is. Maar as hulle uitstaan, is nie meer bekeer nie. Moet nie van my van bekering vertel nie. Ek het gehoorship en geprys in die kerk, betaal my om te hoorship en te prys. Ek is selfs getrouwd nie, maar ek gaan slaap hier, saam by die ander musiekkant. Moet nie van my vertel dat buiten iemand sy seks is sonde nie, man. Buiten iemand sy seks is die sonde nie. Wys my waar staan het in die Bybel, want ek lewe nie volgens dit wat die Here sê met die lewe nie. Kruis maak dat ek verstaan die vrees van die Here, want God sê sy woord, die is heilig, want ek die Here jou God is heilig. Ons is 'n uitverkore volk, 'n heilige priesterdom. Ons verstaan die skrif.
As ons nog onder die wet moes geleef het, dan het baie worship leaders en baie sangers en baie musikante en baie predikers lankal dood neergeslaan op die altaar. Lankal. Paulus sê, moet nie dat die genade meer word, want die loon van die sonde is die dood. Doorligheid, nie van my vertel nie. Naijver, tweedrag, partyskap, kankieses. Mense wat gou op kerk kan vertel, want hulle kies skat. Beste kant wat jy kan kies is die woord. Wat sê die woord? Die woord sê dat nie partyskap is. Wat sê die woord? As ek wandel volgens die woord, en ek is in die vrese van die Here, gaan ek nie die werke van die vlees volbring nie, maar ek gaan die vrug van die gees oplewer. En as ek die vrug van die gees oplewer, dan is ek waarlik 'n kind van God. Nageslag van Abraham, volgens die belofte van die Here, volgens die geloof in Jesus Christus, wat weet ons weet dat Jesus is God. Hy is die seun van God. Hy is die Messias wat sou kom. Dit is die evangelie wat ons moet verkondig. Dit is wat ons vir die wêreld daar buite moet sê. Die wêreld is omstreep daar buite. En het gaan nie oor God is going to bless you of a house en 'n car en dit nie. Die wêreld is omstreep, maar het gaan oor Jesus. Gaan kyk maar die debatvoering daar buite kan. Gaan kyk maar die gevegte wat aangaan in hierdie wêreld. Dit gaan oor Jesus. Wat glo ons? Hoekom kom ons kerk toe? Hoekom ywer ons van die Here? Oor 'n beter lewe? God moet vir my 'n kar gee. God moet vir my 'n nuwe huis gee. God moet vir my meer geld in my bank gee. God moet my 'n tender gee. God moet my bevordering gee. Daai is werke van die vlees. 'n kind van die Here wat by God uitgekom het, sy eerste begeerte is om God te behaag. Dit moet ons begeerte is om God te behaag. En hoe behaag ek die Here? Vrug van die Gees. Hoe behaag ek die Here? Ek moet my naaste lief hê soos myself, die tweede gebod, die eerste gebod. Ek moet die Here en my God lief hê met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand en met al my krag. Die Here lief hê. Alleenlik as ek dit doen, dan is ek nie meer onder die wet nie. Ek doen nie meer die werke van die vlees nie. Ek het amptelik oorgekom in die genade van die Here. Maar ek kan sê, ek mag as 'n heiden gered is, uit genade, maar ek maak my niks minder as die Jood, wat ook gered is, uit genade. En dis nie al die Jode wat glo, die Messias het gekom nie. En hierdie Samaritaanse vrou het gesê, Here, ek wag vir die Messias, hy gaan nou praat soos die praat. Is 'n lekker gesprek nie. En as hy gekom het, gaan ons alles vertel. Die Here sê vir haar, dis hy wat met jou praat. En die vrou was so opgewonde. En sy hart op die stad in. En sy gaan sê vir die stadse mense, Matteus 28:19, kom kyk, ek het iemand van God ontmoet, wat my alles vertel het van my. En die mense het uitgekom in die stad, die heidense mense, het uitgekom in die stad. En hulle kom luister, na die een wat sê, ja, die brood behoort aan die Jode. Maar 'n Jood wat nie glo dat ek die Messias is wat gekom het nie, is nog steeds in die wêreld. En daai Jood moet bekeer. Daai vrou kom saam met die mense. En hulle so aan die Here om in die stad nog 'n rukkie te bly. En die bly 'n rukkie by hulle en teach hulle verder oor dit wat hulle geteach het. Kom ons bid saam.